ek beleef net eers daar so rustig gaan sit, of sit die radio 'n bietjie harder, en ek gaan nou vir jou oulike skoolstoritjie vertel, en dit is iets wat so, man, as ek nou reg het, in die middel van die 90e jare gebeur het. Ek was maar al my lewe lang lief vir sport gewees, so ek was altyd betrokke by sport, self deelgeneem, en baie jare lang rugby en cricket en tennis en al die dinge weet afgerig, so daar's 'n diep liefde vir my vir die sportdinge, en daarom moet 'n mens nou baie dinge beleef op die sportveld, het sy jouself, of het sy dan nou kinders wat jy afgerig het, of spanne wat jy afgerig het, en dit is, van die herinneringe is nogals herinneringe wat 'n mens nogals diep raak, en diep lê, het sy of het nou ernstig is, en het sy of het nou snaaks is. So in hierdie storie wat ek wil vertel, dis so half so ietsie van albei, iets ernstigs en iets, humoristies en snaaks. Ek onthou die een ouetjie gewees, ek het, gaan net sy naam noem, maar kom ons sê sommer Tommy, dat ek hom net 'n naam kan hê. Hy was, op daai stadium was hy toe nou die onder 10 A's se skrimskakel gewees. En nou hy was 'n lekker stewige mannetjie, mooi gebou, weet lekker vinnig ook gewees, rats, weet al daai goed, so hy het 'n baie goeie skrimskakel uitgemaak. Maar nou kyk ek kom in die wedstryd, elke keer as hy nou die bal vat, dan tackle iemand hom. En ek kyk die storie so, ek vra vir hom, laat hom, Tommy jong, ek sien die ouens tackle jou, hy sê ja meneer, hy weet nie wat hy doen nie, maar elke keer as hy iemand sidestep, dan tackle die ou hom nog steeds. En ek het die dinge nou so gewonder, en sê ek, nee maar, luister Tommy, as ons nou volgende week weer oefen, dan kyk ons gou, jy weet, of ons nou ietsie daaraan kan doen, miskien kan ons nou vir jou help met dit. Hy het natuurlijk nog baie sy skikke opgewonde daaroor, want dit is sy droom om daai manne so te kan sidestap, dat hy op 3 onder die paal kan druk, en hy wou dit ook, weet, daar moet dit op die aanval gewees het, dan wil hy die bal vat, dit was sy droom, en dan wil hy om die skrimskakel wil hy om sy stap, en dan wil hy die losskakel wil hy na die binnenkant toe sy stap, en dan wil hy die stuk insit, om hom onder die paal te gaan, dit was sy droom gewees, en ek het altyd geweet dat as Tommy is daar, skram is hier na by die doellyn rond, dan gaan Tommy die bal vat, en dan gaan hy probeer om hy ou te sy stap, en weer te sy stap, en om die 3 te druk, maar o weer, elke keer as hy die bal vat, en hy hardloop wat tackle hom, baie keer dan kry hulle dan net so beenbeet, maar hulle tackle hom, hy kom nie by die doellyn uit nie, en hy is baie moedeloos daaroor, en hy vraat over, hy sê meneer my toch nou maar vir my help, want ek wil dan baie graag so 3 gaan druk, dit was sy droom gewees, en ek onthou nog uit die droom het gekom, en sy pa het hom vertel het, van hoe hy so 3 gedruk het, en hy het besluit, kyk sy pa het altyd kom kyk, en hy het besluit, hy wil ook 'n 3 soos sy pa druk, en vir sy pa wys, hy kan ook so 'n 3 druk, waar hy die skrimskakel sy stap, en weer die losskakel sy stap, en dan moet hy die bal deursit daar na die pale toe, en hy onder die pale gaan neersit, en dan wil hy, eintlik die laaste eentjie, wil hy so 3-4 trek, wil hy nog deur die lug optrek, om die 3 te druk, het hy sommer alles na behoorlik in oorvloed doen, jy weet, en kan lekker voel daaroor, kan opstaan, en vir die mense die bal wys, en sê, kyk, ek het 'n 3 gedruk, maar nou ja, die droom wat elke wedstryd, is dit nou altyd maar iemand gewees wat hom tackle. Nou die volgende week, nou kom ons daar by die oefening, en daar is toe nou voel dat die kinders nou begin, met oefen te sê, Tommy kom gou, kom ons kyk gou, of ons jou kan help, en ek sit daar vir hom 2 sakke neer, wat hy nou moet sy stap, en ek sê vir my Tommy nou, jy hardloop nou op die sak af, en dan sy stap jy hom, maak die sak wat ek kant toe nie, eers aan die een kant toe, by die volgende sak na die ander kant toe, en ek sien toe, hier kom Tommy aangehardloop, en hy sy stap, maar hy sukkel om die baken wat ek daar neergesit het, die sak wat ek daar neergesit het, te sy stap, maar hy raak hom nog so, en hy kom by die volgende sak, en hy sy stap na die ander kant toe, en ek sê weer, maar hy sy stap eintlik in die sak, hy gaan eintlik reguit aan, en ek sê nou met Tommy kom weer, en daar kom Tommy weer aangehardloop, nou kyk ek na sy hele lyf, jy weet mos die geheim van ons ou te sy stap, was mos nou in jou heupe ook gewees, en dan in jou oë, jy weet, jy moes kyk waar die ou sy oë, sy kop is, en waar sy heupe, vir jou aanduiding, na wat kant toe hy gaan sy stap, so dit was 'n kuns gewees, om dan 'n ou te kan sy stap, om hom te kan weer tackle, vir alles dit nou ouens wat goed gesy stap, jy onthou vir Karen Du Plessis, jy sien vir Chester Colby, hoe hulle sy stap, merkwaardig, jy weet, dit is ongelooflik, hoe Chester Colby die ouens, hoe hy weg, nou hy wou ook, die type van sy stappe doen,
En ek kyk so vir Tommy, en ek sien toe, elke keer as Tommy aangehardloop kom na die sak toe, jong, alles is reg. Weet sy kop maak sommer reg nou hoe hy sy stap, en as jy net na sy kop kyk, dan moet hy 3 tree gesy stap het. Maar wat nie sy stap is sy voete. Sy voete hardloop basies reguit aan. So hy is nou onder die indruk, hy skep hierdie vreeslike sy stap, maar al wat eintlik maar beweeg is sy kop. Nou ja, uit die aard van die sak kan jy jouself indink. Hy gaan nie die ou gesy stap. Ek sê vir hom, Tommy nou, jy gaan nou so maak. Jy gaan nou daar trap en dan gaan jy met die ander voet daar trap. Oefen dit nou gou 'n bietjie. En ek laat hom weer na die ander kant toe kom. Sê ek nou, Tommy, nou kom jy. Nou kom sy stap jy gou weer die sak, soos wat ek nou vir jou gesê het moet doen. En sy stap hier die ander sak weer soos ek vir jou gesê het. En nou Tommy kom reg, sy kry vir hom mooi reg. En hy doen hom absoluut perfek. En ek laat dit vir hom nog so 'n bietjie oefen. Ek sê, Tommy, nou moet jy onthou om die volgende wedstryd, dis soos jy dit sy stap. Dis soos jy dit doen. En hy sê toe nou, ja, sy stap hom nou lekker die sakke. En so kom het tot daai Saterdag die wedstryd. En jy kan jouself indink, dan kom toe weer na die situasie waar hy naby die, so op die kwartlyn is. En dit is toe nou ook sy ingooi, en hy sit om in hy skram, en hy kom so mooi deur. En ek sien toe, ek is nou kantman, met die vlag, ek sien toe wag. Hier gaat toe Tommy, hy is nou, hier gaat hy nou sy stap probeer. En ek sê, hy tel hy balle by die 8ste man op nie. En die skrimskakel was die teenstanders probeer omsak, maar Tommy sy stap hy oukie weet later nie wat kant hy voorbij is nie. Hy vat net so in die lug. En toe is daar op die loskakel af, en reg is hy sy stap, hy loskakel weer na die ander kant toe. En wie is die loskakel draai glad om, hy kan nie bestaan waar Tommy nou by hom voorbij gekom het, en Tommy sit die stuk in na die paal toe. Dit is net so 10, 15 tree wat hy nog moes hardloop. En toe hy nog so 2-3 tree van die doellyn af is, toe duik hy. Man, hy duik vir hom mooi. Niet hy hoë, sierlijke duik hom so half plat, jy weet, het amper so oor die lyn geskuif met die bal. En dit moes maar winter is, die gras moes maar nat, en klammerig. En dan Tommy druk die bal nie. En ek sal vir jy sê, ek swel so van trots nie. En ek sien sy pa is in ekstase. En ek sien daar staan nou Tommy op, en hy staan op en hy kyk. Hy kyk, het sy pa hom gesien. Hy sien sy pa is jubelend. En hy kyk vir my, en ek wys vir hom net so met my vuis. Wys vir hom net so. En dan Tommy het teruggehardloop. En Tommy het sy 3 gedruk, hy het dit toe reg gekry om sy stap te doen. En hy het sy droom waargemaak, en hy het sy pa so droom waargemaak. En is dit die ongelooflike oomblik wat 'n mens eintlik, dis net as jy 'n kind ken, en hom afrig, of die pa is, of afrigter is, dan verstaan die mens die goed, en dan maak die goed vir besonder sin, en dit is ook dit vir my so indruk op my gemaak het. Na die wedstryd het hy na my toe gekom, toe kom skit en hy sê, dankie meneer, ek het my 3 gedruk, en ek was natuurlik baie trots op ou Tommy, ek het hom soms so 'n sywaartse skouer drukkie gegee, soos wat ons manne doen, en Tommy het daarna baie sukses behaal, met daardie systappe van hom, en eintlik kon hy systap, hy het alles reg gedoen, maar hy het net sy voete buit gesit het, en ons het dit uitgeskakel, en Tommy het lekker rugby gespeel daarvan af, hy het sy teestanders geklop, hy het sy 3 gedruk, en hy was baie oulik geweest. So dit is sommer die storie van Tommy, wat nie kon systap nie, en toe uiteindelik dit reg gekry het, en daar die ongelooflike mooi 3 gedruk het, wat die hele skool in ekstase gehad het, op die paviljoen, en sluit dit ek en sy pa, en ja, almal het vir Tommy gesê, mooi man, dit is allemaal mooi 3 geweest.